Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Paar jaar gelede staan ek in 'n winkel in 'n tou om te betaal en voor my staan 'n pa en 'n dogtertjie en hierdie dogtertjie dartel om pappa en sy kwetter soos 'n voeltjie en pappa glimlag af na haar toe en op 'n stadium sê sy, "Pappa, ek is mos 'n lekker kind, né?" Sjoe, dit het so in my gees kom val op daardie oomblik. 'n Lekker kind. En ek het so vir myself gevra, kan ek vir Abba vra? Abba, ek is mos 'n lekker kind, né? En deur die jare het hierdie ding by my gebly en ek het al baie keer gewonder daaroor, hoe sou hy, ons Papa God, ons Abba Vader, 'n lekker kind van hom beskryf? En ek wil dalk eers maar gaan kyk na wat is 'n onlekker kind. Laat ons eers die prentjie kry van hoe lyk 'n kind wat kom ek noem dit nou maar onlekker is. Dis 'n kind wat tantrums gooi, moan oor alles. Die Afrikaanse woord is so mooi, murmureer. Nooit tevrede is nie. Alles wil hê wat hy of sy sien. 'n Bedorwe brokkie en alles moet oor hom of haar draai en oor sy geite en sy goede. Alles moet vir hom of vir haar lekker gemaak word, beter gemaak word. Hulle wil net hê, hierdie kindertjies. Hierdie onlekker kindertjies. Hierdie onlekker kinders is nie tevrede met niks nie. Daarteenoor, kry ons die lekker kinders van Abba Vader. En ek dink dis 'n dankbare kind, 'n vergenoegde kind. En ek het 'n ander prentjie wat kyk na hierdie tipe kind en dit is Pollyanna. Toe ek klein was, het ek groot geword met die Pollyanna boeke en daar was ook 'n Pollyanna fliek en dit het gegaan oor hierdie dogtertjie wie se ouers sendelinge was en hulle het haar geleer dat sy vir alles en in alle omstandighede moet dankbaar wees en dat sy altyd moet gaan soek na iets in elke situasie om oor dankbaar te wees. En dit begin dan waar hulle wag vir die missionary bag om te kom. En in hierdie sak is daar dan altyd interessante goed. En hierdie keer bid Pollyanna dan nou vir 'n pop. Sy wil so graag 'n pop hê. Maar al wat daar oorbly in die sak nadat die klere en alles uitgedeel is 'n stel krikke. En dan leer mamma en pappa haar dat sy so dankbaar kan wees dat sy nie hierdie krikke nodig het nie. En so gaan sy na haar familie toe op 'n stadium en dop 'n hele dorpie omdat sy hierdie dankbaarheid uitleef. En ek dink 'n lekker kind van Abba Vader is 'n Pollyanna kind. Dis 'n kind wat vir alles dankbaar is. Dis 'n kind wat vergenoegd is met wat hy of sy het. In Prediker 11 vers 8 staan daar, en ek gaan net die eerste gedeelte lees. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Sjoe, en as ons so ouer word en ons het soveel skete en kwale en niks is meer wat dit was in die ou dae nie, dan kan ons so maklik onvergenoegde kinders van God wees, né? Kolossense 3 vers 15 sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Kolossense 4 vers 2 sê, wees dankbaar, waaksaam en dankbaar. En dan die bekende 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles of in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Lyk my, Abba Vader wil hê ons moet Pollyanna kinders wees. Ons moet lekker kinders van hom wees. En ek wonder so dan in my binnekant, hoe voel hy as ons so kerm? Hoe voel hy as ons nie tevrede is, nie vergenoegd is met dit wat ons nou het, die situasie waarin ons is nie? En ek weet dit is so moeilik. Maar as ons hierdie woord begin toepas, dat ons kan dankbaar wees vir iets, selfs al is ons omstandighede sleg,
dan moet ons mos lekker kinders word. Hebreërs 12 vers 28 sê, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil. Ons het 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Hoeveel te meer het ons rede om dankbaar te wees, omdat ons hierdie wonderlike geskenk gekry het. 1 Timoteus 6 vers 6 sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid, contentment, is 'n groot wins. Kom ons vra onsself af, my boetie, my sussie, in hierdie volgende paar dae, is ek 'n lekker kind vir Abba God? Of is ek 'n onlekker kind wat net altyd murmureer? Wat nooit tevrede is nie. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet hoe ons dit nodig het. Hy weet wanneer ons dit nodig het. Hy weet. En al wat ek hoef te weet is dat hy weet. Kom ons word lekker kinders wat om ons Papa God dans. Wat kwetter soos 'n voeltjie terwyl ons lofprysing doen. Hom aan die hand vat en saam met hom die pad stap. Abba Vader, vergewe ons dat ons partykeer onlekker kinders is. Wat kerm en wat moeg is en wat swaar kry. Help ons om in die swaar kry, in die slegte omstandighede, iets raak te sien waarvoor ons kan dankbaar wees, sodat ons 'n hartsingesteldheid van dankbaarheid kan kweek. Help ons om lekker kinders te wees. Amen.